Jy het hierdie. Kom ons doen dit. Nou ja, sy is hier in die ateljee vanmôre. Ons gesels met Alicia Labeskagh vanmôre. Ons praat spesifiek oor waar die inspirasie, sosiale sensasie, besigheid vandaan kom en begin het. En hoe leer haar bietjie beter ken. Hallo Alicia. Hallo Pier. Welkom. Baie dankie. Dis 'n voorreg om hier te wees. Dis baie lekker om op die bank te hê. Alicia, daar is jou sosiale media platform het ontplof. Daar is 'n ontsettende hoeveelheid mense wat jou volg, fans wat jou like. Wat het jou laat besluit om 'n inspirasie platform te begin op social media? Pier, dit was nie eintlik die idee om 'n inspirasieplatform te begin nie. Wat die idee was is ek het die oggend gym toe geloop en ek het motivering vir myself gesoek om in die gym te kom. Want ek loop alleen, ek het nie gym buddy nie. En soos ek moet myself motiveer daar. En ek kon nie motivering in Afrikaans kry nie. Toe ek sê, waar gaan ek dit kry? Toe ek sê, wel, ek gaan dit nou maar begin. En ek het dit in Augustus begin en in Oktober het dit net begin ontplof. En dit is die laaste ding wat ek verwag het. Hoe voel dit nou as mense jou in die straat raak loop en erken of wat sê mense vir jou as hulle by jou stap? Waar hulle soos, Tannie, is Tannie die, jy het kom ons doen dit Tannie. Dan sê ek soos, ek voel uit, ek sê Tannie nie, maar dit is net vir my so onwerklik. I mean, Lia en Ruan Josh het in ons dorp kom sing, en hulle het 'n foto's om met my gevra, in plaas van andersom, en dit was net, dit is unreal, ek moet myself nog knyp om te besef wat actually gebeur. Die mag van sosiale media, hoe ver dit mense bereik, is eintlik nogal indrukwekkend. Ja. Maar sê vir my, wat is jou, het jy al 'n idee van jou meeste fans? Is dit tieners, is dit studente, is dit jong mense by die werk, is dit ouer mense? Wie is al jou fans, dink jy? Die fans wat my die meeste kontak is die tieners en die jong studente, veral soos eerstejaars. En ek dink, kyk, ek het teen ouer fans ook, maar ek dink die tieners en die studente het die vrymoedigheid om my te kontak. En jou inspirasie, dit wat jy sê op jou sosiale media, waar kry jy dit? Waar dink jy, okay, hierdie is die boodskap wat ek vandag wil deel? Kyk, om eerlik te wees, dit is nie soos 'n wow big ding nie, soos ek probeer altyd met 'n positiewe gesindheid opstaan en kyk, ek dink altyd soos wat so my 16-jarige self vandag wil hoor. En doen ek dit. Nice. Wat sal jou 16-jarige self wil hoor? Hoe belangrik is dit om regtig eg en real te wees op sosiale media? Ek sou sê baie belangrik. Ek meen, daar's baie trends en 'n mens raak 'n bietjie, jy weet, verdwaal in dit alles en jy verloor wie jy self is, veral as jy die laaste trends wil volg. En ek het besluit as daar een ding is wat ek gaan doen, ek gaan nie myself verloor hier nie. En ek gaan net myself bly. Hoeveel tyd spandeer jy op sosiale media? Nie noodwendig om jou goeders te maak nie, om te kyk wat almal anders mee besig is. Hoeveel tyd spandeer jy op sosiale media? Voor hierdie begin het en ontplof het ek baie tyd gespandeer. Ek gaan nie lieg nie. 'n uur, 6 ure? So 3 ure. Okay, goed. En toe hierdie begin ontplof het, wow, ek moet actually soos 2 ure vroeër in die oggend opstaan, sodat ek by ons kan uitkom. Wel, dis is regte werk. Ja, maar ek het actually ook 'n voltydse werk. Maar jy het ook 'n werk, ja, Ja. absoluut. Hoorie so, jy het nou nog gesê mense soek na iets. Is dit so 'n trend wat jy agterop nie 'n trend nie? Is dit 'n behoefte wat jy sien by mense? Dat veral jong mense is op soek na rigting, is op soek na iets. Ja, Pierre, ek kan nie vir jou sê hoeveel mense, veral soos tieners, soos ek sukkel met hierdie toets. Ek is nie gemotiveerd om te leer nie. Eerste jaar is vir my moeilik. Help my. Soos, en dan atlete, soos ek is glad nie atleties en goed, ek is op my eie journey, maar soos, ons gaan die Cape Epic doen.
Coast to Coast for Farmers het my ook gekontak. Soos dit is net unreal. Soos mense wil net hoor jy het hierdie. Nice. Dis ek dit so kan stel. Dit is amper 'n bevestiging, né? Ons almal het op 'n manier bevestiging nodig. Dink jy dis omdat ons twyfel oor goeters? Ek dink is meestal omdat ons twyfel in onsself en ek dink baie mense wil net raak gesien word. En soos sien asseblief net my moeder raak en dat ek actually probeer en ek voel baie mense voel dat hulle nie raak gesien word nie. Wat lê voor vir jou? Wil jy die groter doen? Wil jy die voltyds doen? Wil jy nog 'n groter sosiale media ster word? Wat lê vir jou voor? Kyk, ek sal graag vir hierdie met nog groter gaan. Maar dit gaan natuurlik 'n impak hê op my persoonlike lewe. Ja. Ek wil nie baie graag my voltydse werk opgee nie want ek absoluut is mal oor wat ek doen. Ek is in die taalbedryf, ek het baie erg beklei om in die taalbedryf te kom en jy weet te wees waar ek is vandag in my loopbaan. So ek sal nog steeds my voltydse werk wil doen voordat ek net 'n social media persoonlikheid voltyds gaan wees. Ons het vanmôre op sosiale media gevra wat mense inspireer, of dit 'n gebeurtenis is en of dit 'n persoon is en of dit iets is waarna hulle kyk of luister of iets van buite af. Wat is jou inspirasie? Wat inspireer of is dit iemand? Is dit dalk 'n gebeurtenis, is dit 'n event? Wat inspireer jou? Kyk Pierre, dit is 'n kombinasie van dinge. Soos ek probeer altyd die goeie en goed te sien in goeie mense, maar om nou meer spesifiek te wees, ek word elke dag geïnspireer deur hoe geseënd ek is. Ek meen, ek het my pa verloor in 'n tragiese kop-en-kop botsing in 2009 en my broer was in dieselfde ongeluk. Hy het sy skedel gekraak, hulle het gesê hy bloeding op die brein. Binne 24 uur toe vind hulle nie eers meer rede om te opereer nie, toe sy wonderbaarlik genees en ek dink net dat my getuienisse en waarvoor ek kan dankbaar wees en my broer hy is my champion, soos hy is die ene wat na my toe sou kom as ek 'n afdag het en net hartseer is. Ek hoef dit nie eers te sê nie, ek hoef net soos oor ietsie te praat. Ja. Dan sê ja, dis nie nou die tyd om hartseer te wees nie. Dis lekker as mense ondersteuningssisteem het en as jou familie jou kan inspireer. Baie dankie Alicia dat jy 'n draai kom maak vanmôre by ons. Alle sterkte met jou sosiale media platform. Ek dink dis great dat jy mense positief kan influence en nie net 'n trend is nie. Dankie vir jou eerlikheid en egtheid. Baie dankie Pierre, was lekker om hier te wees. Nou ja, daar is dit. Alicia Labuschagne. Alicia Labuschagne as jy wil gaan search op Instagram. Nou as ons terugkom na die advertensiebreek gesels ons 'n bietjie in die kombuis met Megan Smith.